Lyding deur lyding. Lyding is een van daardie lewensrealiteite waarvoor niemand van ons eintlik opteken nie. Dis nie iets wat jy regtig op jou bucketlist sit nie. En tog is dit iets wat niemand van ons kan vermy nie. Partymal probeer ons om dit te ontduik. Ander kere wil ons dit dalk net vinnig laat verbygaan. Maar daar's tye in die lewe wanneer daar net een pad is, deur lyding. Daar's nie 'n ompad nie, daar's nie 'n oorpad nie, net daardeur. Jesus self het dit geken. In Getsemane ken ons die baie bekende gebed, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Daar was nie 'n ompad of 'n pad rondom Goeie Vrydag nie, nee, net deur dit. En daarin het hy die diepste lyding van God ontvang, nie 'n ontsnapping nie, glad nie, maar 'n doel. Nie sin vir lyding nie, maar sin in lyding. Ek en jy soek so graag na die rede agter ons lyding, asof dit 'n wiskundige som is wat ons net met genoeg geloof kan moet oplos. Maar die Bybel sê eintlik vir ons, dis iets anders. Dis nie dat God altyd die rede openbaar van lyding nie, maar dat hy homself openbaar in lyding. Hy kom sit weliswaar eintlik langs jou in jou pyn, hy praat sagter, maar hy is nader. In plaas van antwoorde gee hy sy teenwoordigheid. In plaas van verduidelikings gee hy lyding. Soms met 'n traan, soms met fluistering, maar altyd met liefde. Dink 'n bietjie in Psalm 23. Al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Nie rondom hom nie, nie bo oor hom nie, maar deur hom. Dan is daar die belofte. U is by my, u stok en u staf vertroos my. En daarin lê die lyding. God se teenwoordigheid gee jou lyding in donker, in lyding. En juis dalk is dit daar, in die diepste pyn waar jy nie iets leer nie, maar iemand ontmoet. Jy vind nie altyd die sin van lyding nie, maar jy ontdek iets van die sin in lyding. Om getroos te word, sodat jy ander kan troos, om te groei in empatie, om nader in God te beweeg, maniere wat jy nooit sou gekies het nie, maar wat jou versterk het. So as jy vandag dalk deur iets gaan wat jy nie verstaan nie, moenie net altyd vra hoekom nie. Vra eerder vir God, vir lyding in jou lyding. Want jy mag dalk net ontdek, lyding kom dikwels nie voor of na lyding nie, maar juis in en deur dit. Mag jy God se lyding deur sy teenwoordigheid in jou lyding ervaar. Kom ons bid saam. Genadige God, Vader, dankie dat ons vandag tot U kan bid. Heer, ons weet daar soveel mense daar buite wat op hierdie stadium ly, deur moeilike tye gaan, stresvolle situasies, depressie, siekte, kanker. Heer, en ons wil in besonder vra dat U by hulle sal wees in daardie lyding wat hulle ervaar. Want ons weet ons lewe in 'n gebroke wêreld en daar is tye waar ons gaan ly. En ons kan nie altyd daarom of daar verbykom nie. Partykeer net daardeur gaan. En ons gebed is, Vader, wil U vir ons krag gee om deur hierdie lyding in ons lewens te kan kom. Gee U vir ons deur die Gees lyding om in daardie lyding U nabyheid op te soek. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net bietjie lyding nodig in sy lyding. Tot 'n volgende keer.